In hoofstuk 6 kyk ons na die 6de kenmerk van 'n volwasse gelowige. En dit is 'n volwasse gelowige moet bekwaam wees om ander te kan leer. Paulus sê vir Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 2, wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy nou toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees, om dit weer aan ander te leer. Nou hier kan jy die volle siklus sien van eintlik 'n disipel wat disippels maak. Ek het dit aan jou geleer Timoteus, jy het nou die kennis, jy moet dit nou aan ander leer, wat bekwaam sal wees, om dit weer aan ander te leer. Nou om bekwaam te wees om ander te leer, beteken nie almal moet predikante word nie. Die Here het jou dalk nie geroep om 'n predikant te wees nie, of selfs om 'n ouderling te wees nie. Maar dit beteken nie dat jy nie kan deelneem of nie hoef deel te neem in die leerproses nie. Ek en jy as 'n volwasse gelowige moet onsself bekwaam om ander mense te leer van die woord van die Here. Iemand wat groei in die Here en lief is vir die Here, behoort die kennis wat hy oor die jare opgedoen het, oor te kan dra na ander mense. Het sy dit is in 'n sonnaskoolklas, het sy dit is in 'n klein groep, het sy dit is in 'n kursus, het sy dit op watter manier ook al, moet ek en jy deelneem om die 2 Timoteus 2 vers 2 opdrag uit te voer, om dit wat ons geleer het, oor te dra aan ander mense wat bekwaam sal wees, om dit weer oor te dra aan ander mense. So kyk, hoe lyk iemand wat bekwaam is? Kom ons gee net 'n hoofvlak idee van 'n prentjie van hoe so 'n persoon sal lyk. Wel, eers, dis 'n persoon wat streef na heiligheid. Dit help nie ek het 'n groot klomp kopkennis. Die Spreuke sê wees versigtig vir kennis, want kennis maak jou trots. En ek en jy mag nooit trots wees nie. Ek en jy moet altyd nederig bly. So, iemand wat bekwaam is om ander te leer is iemand wat heilig lewe. Paulus sê dit in 1 Korintiërs 9 vers 27. Ek oefen my liggaam en ek bring dit onder beheer sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Wanneer ek iemand wil wees wat bekwaam is om ander te leer, moet ek myself nie kan diskwalifiseer deur hoe ek lewe nie. Petrus sê 'n ander ding. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig want ek is heilig. Wel, hy praat nie van homself nie, hy praat van God. Hy haal God se woorde in Levitikus aan wat sê ek is heilig en God verwag van my jou om ook heilig te leef. Nog 'n eienskap van iemand wat bekwaam is om ander te leer, is hy het ook 'n leerbare gees. Ek en jy kom nooit op 'n plek wat ons nie meer kan leer nie. Ek en jy kom nooit op 'n plek wat ons arrived het nie. Ek en jy moet altyd leer, ons moet altyd ingrawe in die woord van die Here. Spreuke 12 vers 1 sê, wie hom laat leer wil graag kennis ontvang. Wie hom nie laat teregwys nie, is 'n dom mens. En daarom moet ek en jy altyd 'n leerbare gees hou. Nog 'n eienskap is, ek en jy moet betrokke word in die uitdra van die woord. Nou ek het reeds gesê, het sy dit nou is in 'n sonnaskoolklas. Dis die eenvoudigste plek om te begin om iemand te leer. Is begin met 'n sonnaskoolklas, begin in 'n klein groep. Begin met 'n kursus, begin iewers en neem deel en leer ander mense. Ek daag jou uit. 2 Timoteus 2 vers 2. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne en vroue wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Ek en jy het ver gekom in hierdie pad. Ek en jy stap nou al 'n lang pad saam om hier te gekom het. Nou is die uitdaging, ek en jy moet onsself toerus en ons moet ander gaan leer. Nou, ek gee jou dit gelyk. Dis nie elkeen se roeping om 'n predikant te word nie. Dis nie elkeen wat 'n ouderling sal word nie. Maar almal van ons moet deelneem. Almal van ons moet help dat die volgende generasie geleer word. En dit is een van die eienskappe van 'n volwasse gelowige. Hy is bekwaam om ander te kan leer.